Your name is love. Yes, your name of God is everything. Break every stronghold, Jesus. Shine through the darkness. Burn like a fire. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's sing it again. Break every stronghold. Shine through the Yes, shine, O Lord Jesus, through the shadows. And burn like a fire, God. Wonderful, wonderful Jesus. break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Kom ons sê dit nog een keer. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Let's sing it once more. Break Almighty every Jesus, wonderful God. stronghold. Shine through Yes, shine through the shadows, Jesus. Oh, my Lord Jesus. Mighty God, kom ons gee die Here hande klap. Glory to Jesus. Daar waar jy staan, aanbid hom vir 'n paar oomblikke. Here, ons kom in aanbidding voor die troon van God. Ons kom buig voor die lewende Here. Ons kom roep sy naam aan. Here, brand 'n vuur in ons harte, Here. Steek 'n vlam in ons binneste aan die brand, o God. Here, U is die oorwinnaar, Jesus. U is groot, U is heilig, U is almagtig, Here. Thank you, Jesus. Mighty Lord, we worship you, God. Thank you, Jesus. Mighty Lord. Thank you, God. Dankie, Here Jesus. And like a fire. Oh, mighty Jesus. You are so wonderful, God. Dankie, Here. break every Thank you, Jesus. stronghold. Shine through the shadows. Burn like And like a fire. break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Thank you, Jesus. Dankie, Here Jesus. Ons aanbid U, Vader. Here, dis geen wonder dat Dawid skryf dat een oomblik in God se teenwoordigheid is veel meer as die hele lewe in die wêreld. In sy hart het hy begeer om in die voorhoewe in te stap, by die poorte van die Here uit te kom, sodat hy sy naam kon groot maak. Baie, baie dankie, Hemelse Vader, dat ons vanmôre die voorreg het om hier te kan wees. Ons wil U aanbid vir wie U is. Ons wil vir U dankie sê vir alles wat U vir ons doen. Ons wil die naam oor elke naam oplig en groot maak, want daar's geen ander naam behalwe Jesus nie. Kom U vanmôre net in die krag en die heerlikheid, Here, en openbaar U self in ons midde. En Here, in hierdie 2026 wil ek bid dat U U wil en U doel sal bereik, o Here. Dat U net sal kom in U heerlikheid en in U krag. En ons loof en ons eer U daarvoor in Jesus se almagtige naam. En die volk van die Here sê amen. Prys die Here, baie dankie, kan die sitplek neem. Kom ons gee vir die Here 'n hartlike hande klap. Loof sy naam. En as jy vir die Here nou klaar geklap het, kom ons klap 'n bietjie vir hierdie wonderlike mense hier voor.
Hulle werk vandag met 'n halwe orkes en 'n halwe klomp voorsangers, maar hulle het so in die teenwoordigheid van die Here ingestap. Is dit nie wonderlik nie? Prys die Here, man. Ons loof sy wonderlike naam. Julle kan sit hoor, daai baie dankie. Baie dankie dat julle vanmôre gekom het, aan elke besoeker vanmôre. Mag die Here julle ryklik seën, John, vir jou en Magda en die gesin. Ouma, baie welkom julle ook almal saam. Ons is so bly julle is vanoggend. Julle sal hulle ken. Sy het 'n baie bekende gesig hier in Junction. Sy's daar by die mondhygiëne afdeling, by die tandheelkundige afdeling. So julle sal daai gesiggie ken. En want ek praat so met mense, hulle ken vir Magda. En dan vir John sal julle ook ken. En is dit dis jou ma, né? Sy ma. Nee, okay, nee, as julle sal hulle gesiggies ook ken as jy nou plante koop soos ons. Ek weet party mans is bietjie lui om in die tuin te werk. Hulle plant net gras en dan laat hulle iemand dit nog sny ook. Maar hulle het hierdie kwekery hier by die golfbaan gehad, so ek het baie vir John daar gesien, ek het hom nie daar geken nie, ons het hom later leer ken. Maar baie welkom julle en elke ander besoeker, mag die Here julle ryklik seën. Baie dankie dat julle vanmôre saam met ons hier is, almal. En dat julle ook hierdie jaar saam met ons begin. Nou dit lyk vir my daar's nog 'n paar ouens wat bietjie rus, maar ons sal hulle net maar nog kans gee want party ouens vat langer om uit te rus. Party ouens rus nooit soos die pastore. Hulle moet altyd werk, maar nou ja, moet nie bekommerd wees nie. Ons maak dit. Prys die Here, maar baie baie welkom aan almal van julle. Ons hoop julle gaan die diens saam met ons geniet. Wie van julle sien uit na die woord? OK. Nou ja, ons is op 'n 2026 in 'n nuwe jaar. En ons is op 'n pad waar ons gaan doen wat die Here van ons verwag. Ons het verlede jaar reeds, hier is seker so in die tweede helfte van die jaar het ek begin om die gemeente in te lig dat ons in die omgewing waarin ons is, het die sosio-ekonomiese stand baie verander. Nou net so terloops, hierdie was die enigste Pinksterkerk wat oorgebly het eintlik in hierdie omgewing, Afrikaanse Pinksterkerk. En die Here was vir ons al die jare baie goed en ek dank die Here daarvoor. Ek dink Erns Endres is die enigste NG Kerk wat oorgebly het hier langs aan in die Acacia omgewing, maar ons dien die Here met blydskap en ons dank die Here vir alles wat hy doen, maar die statistiek het ons op 'n punt gebring waar ons baie dom sal wees as ons nie God se opdrag gaan uitvoer nie en dan ook eintlik na aanleiding van die woord wat die Here my in 94 al gegee het. Ek het daai tyd nie so ingesien as toe ek hierdie kerk gebou het, die Here met my gepraat en ek het verlede week daaroor stil gestaan. So jy kan maar verlede week se boodskap op die YouTube gaan kyk, dan sal jy weet waarvan ek nou praat. Of op die Facebook, ek weet nie of hy nog daar is nie, maar gaan kyk maar daar. So ons is op die punt waar ons hierdie gemeente, waar ons wat hier is, gaan baie sterk fokus om uit te reik na die wêreld om ons. Ek weet nie of jy weet nie, daar het net 7% blanke mense in Acacia oor in hierdie omgewing oorgebly, net 7%, waarvan net 4% Afrikaans sprekend is. So jy kan sien dat die uitreiking met betrekking tot siele in die omgewing, die totale fokus moet skuif om ook die opdrag in Matteus 28 vers 19 uit te voer wat sê dat ons alle nasies moet bereik. En ek dink die gemeente het omtrent eenparig gestem tot dit. Daar was 1 of 2 mensies wat gevoel het hulle sien nie kans daarvoor nie. En dit gaan altyd so wees dat wanneer verandering kom, mense te weerstand teen verandering. En dan is daar ook logistieke dinge wat veroorsaak dat mense dit nie kan doen nie, soos van ons musikante is in besigheid en hulle kan nie 2 dienste agter mekaar die groep lei nie. So ons gaan 8 uur met 'n Afrikaanse diens begin en dan 10 uur met 'n Engelse diens waar ons dan ook so gaan uitreik na eintlik almal in die omgewing, of jy nou 'n Chinese is of 'n Indiër is en of jy nou 'n Zulu of 'n Xhosa is, ons gaan uitreik na hierdie mense. So ons gaan met 'n baie sterk beweging begin om die totale gemeente in daai rigting te vat en die Here gaan u gebruik om dit te doen. Nou voordat ek oorgaan na die woord van die Here toe, wil ek net vir jou 'n getuienis lewer van wat God besig is om te doen. Verlede jaar in November, eintlik in Desember, net so 'n paar dae voordat die kantoor sluit, is ek onder geweldige druk om 'n klomp branding en goed reg te kry vir dit wat die Here nou wil doen in die gemeente, om dit reg te kry vir vroeg hierdie jaar. En ek sit met 'n klomp opleiding
Ons het begin met 'n disipelskapgroep daar by ons op die plot en hulle begin ook vanaand. As 'n klompie mense daar wat nie hiernatoe kom, is te ver vir hulle, kom in die ooste van Pretoria uit. En ook in daai omgewing uit, so 5:30 vanaand gaan ons met hulle begin. Ons is besig om die reeks herbou sy huis te doen en ons begin vanaand met bou die latbalk in. So ons is nou al by die 6 pilare van Christendom verby en ek begin vanmôre daar en dan gaan ons vanaand daar en dan gaan ek oor na die dakoprigting toe. So daar's 'n hele bouprojek rondom dit in die geestelike wêreld. So as jy graag toegerus wil word in disipelskap, kan jy maar met ons praat daaroor. Ons kan dit het sy hier doen of het sy daar. Maar ons is daar aan die gang. So ek wil hê moet verstaan vanaand dat God wil mense bereik en hy wil jou gebruik om dit te doen. En God gaan ons gebruik. En in daai tyd met my voorbereiding verlede jaar kom hier 'n man by ons aan en ons faktote Martin stap na my toe en hy sê vir my, pastoor, hier's 'n bishop wat jy wil sien. Ek het nie afspraak met hom nie en ek sê vir Martin, daar's nie 'n manier dat ek met hierdie man nou kan praat nie. Ek is te onder druk, ek het 'n klomp goed wat ek moet afhandel voor hierdie kantore sluit Vrydag. Gee vir hom hierdie dag en hierdie datum en hierdie tyd en dan gaan ek vra dat hy terugkom vir my volgende jaar, want ek gaan hom nie nou kan help met wat hy ook al wil hê nie. En Martin gee vir my datum en ek sit dit in my dagboek in en die datum was Dinsdagoggend. Kantoor het Maandagoggend eintlik oopgemaak of verlede Maandag. En ek stap na hom toe en ek ontmoet op die ou einde hierdie bishop. Hy kom sit aan my kantoor. En tot my verbasing is dit nou nie 'n Rooms-Katolieke bishop nie, is ook nie 'n Anglikaanse bishop nie, dis 'n gewone Pinkster bishop. Okay. En hy praat Afrikaans vlot. Ek dink, ag Here, dit gaan my help want jy weet hoe sukkel ek, weet in selfverdediging. So en hy kom sit voor my en ons praat oor dit en ek wil vanmôre pastoor Antoni sê baie welkom hier in ons midde. Kom ons gee vir hom 'n handeklap. Nou ek het vir hom gesê, ek gaan hom nie bishop noem nie, want by ons is jy 'n pastor. Okay? Want 'n pastor en 'n bishop is eintlik maar dieselfde ding. Okay, en die ander kulture dink hulle dis 'n vlakkie hoër, maar is eintlik nie. Okay? En ek sê naderhand vir pastoor Antoni, okay, jy's nou hier, jy wou my verlede jaar kom sien het. Hoekom is jy hier? Wat wil jy moet ek vir jou doen? En hy sê, nee pastor, dis nie wat ek vir jou moet doen nie. Ek wil weet, wat moet jy vir my doen? Ek sê, hoekom? Wat praat jy nou? Hy sê, onthou jy my? Nou julle, oor 65 dan raak daai nogal moeilik. Okay? En julle sal dit nie weet as jy nie daar is nie. Jy hoor die wat lag, moet jy weet, almal van hulle is ouer 65. En ek sê, Antoni, jou gesig lyk bekend, maar rarig, ek kan jou ekskuus, maar ek kan jou nie onthou nie. Hy sê, pastoor, oor meer as 20 jaar gelede het ek jou ontmoet onder in Soshanguve in Klipgat, toe hulle die polisie die ingang na Soshanguve geblok het en geen wit man daar kon ingaan nie. Hulle het die paaie gebrand en ek het tussen die brandende bande deurgery omdat God my gestuur het om net 'n klomp mense daar te gaan bedien, pastore en hulle toe te rus binne God se werk. En eenmal in 'n maand het ek soontoe gegaan en dan het ek hulle die volgende maand hier na ons laat kom en hier in die tienerkerk saam met my kom bid en 'n hele dag met my spandeer waar ek hulle toegerus het en sekere dinge uit die woord van die Here uit. En hy sê, pastoor, ek was een van hulle en jy het 'n sessie op gebed gedoen wat my lewe verander het. En jy gaan nou nog harder klap. Ek sê, maar waar kom jy nou vandaan na 20 jaar, 22, 23 jaar? Hy sê nie, ek was oralster tot in Koereman. Hy sê my, elke keer as ek vas en bid ek vir 7 dae, en wanneer ek op die 7de dag van my vas kom, dit het nou 3 keer gebeur, en om my vas af te sluit, dan sê ek vir die Here, Here, wat wil U hê moet ek doen?
Hy sê nie elke keer op die 7de dag van my vas, dan sien ek 'n visioen waar ons groep by mekaar staan en jy uit daardie mense is wat jy bedien, net jou vinger na my toe wys. Asof jy vir my sê, kom. So ek weet nie hoekom is ek hier nie, al hoekom ek hier is, God het met my gepraat 3 keer en ek kan nie langer dit los nie. En hier is ek. En ek kon met Antoni deel, en dis nie net hy nie, hier agter sit pastoor Chauke, William Chauke, en pastoor hy dieselfde van as jy. Ek weet nie of julle boeties is wat julle dit net nie weet nie, maar julle is, hoor. Hy het ook hier aangekom na 22 jaar met daai selfe goed waar ek hom gaan bedien het in Chantel, en hy nou hier aangekom het in hierdie tyd wat ons hierdie gemeente moet vat om hierdie ander rigting in te beweeg en dit wat God wil doen. Is dit nie wonderlik nie, man? So ek weet God is in beheer, so asseblief moenie weghardloop nie. Ek gaan jou vanmôre bedien rondom dit wat God wil hê jy moet verstaan in hierdie tyd. Hierdie boodskap het ek vroeg in die oggendure gekry toe ek gaan bid het en vir die Here gevra het, wat is dit wat U in hierdie jaar met hierdie kerk wil doen? En daarom sal U sien my tema vir hierdie jaar is die jaar van 'n nuwe begin. En ek wil eintlik dit verander na ek vanmôre hier gesing het en vanoggend se boodskap gepreek het, 'n jaar van 'n nuwe deurbraak. En jy gaan nou sien hoekom. Kom ons lees in 2 Samuel die 5de hoofstuk en die 6de hoofstuk. 2 Samuel 5 vers 20 tot 25. En verskoon my, ek gaan 'n paar verse lees want ek wil hê jy moet die oorsig kry oor dit wat die Here wil doen. 2 Samuel 5 vers 20 tot 25 begin ons. Daarop het Dawid na Baal Perasim gegaan en Dawid het hulle daar verslaan en gesê, die Here het voor my heen deur my vyande gebreek, soos water deurbreek. Daarom het hy hierdie plek Baal Perasim genoem, en hulle het hulle afgode daar agtergelaat en Dawid en sy manne het dit saamgeneem. Maar die Filistyne het nog weer opgetrek en hulle in die dal Refaim versprei. Toe raadpleeg Dawid die Here en die Here sê, jy moet nie optrek nie, trek agter hulle om en val hulle aan vlak voor die balsembosse. En as jy 'n geruis van voetstappe in die toppe van die balsembosse hoor, moet jy gou maak, want dan het die Here voor jou uitgetrek om die leer van die Filistyne te verslaan. En Dawid het gedoen soos die Here hom beveel het, en hy het die Filistyne verslaan van Gibeon af tot by Geser. Daarna het Dawid weer al die uitgesoektes in Israel 30.000 versamel, vir hoofstuk 6 vanaf vers 1 tot 7. En Dawid het hom klaar gemaak en met al die mense opgetrek wat by hom was, van Baal Juda af, om die ark van God, waaroor die naam van die Here uitgeroep is, die naam van die Here van die leerskare, wat op die gerubstroon daarvandaan te gaan haal. En hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer, en dit uit die huis van Abinadab, wat op die heuwel is, gebring. Terwyl Ussa en Agju, die seuns van Abinadab, die wa drywe. Met die ark van God het Agju voor die ark geloop, en Dawid en die hele huis van Israel het voor die aangesig van die Here gespeel met allerhande instrumente van sipreshout, naamlik met siters en harpe en tamboeryne en simbale. En toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Ussa sy hand uitgesteek na die ark van God en dit vasgehou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toorn van die Here teen Ussa ontvlam, en God het hom daar getref oor die vergryp, sodat hy daar by die ark van God gesterf het. Ek wil vers 8 net saam met jou lees. En Dawid het ontroerd geword, omdat die Here 'n skeur aan Ussa geskeur het. Daarom het hy daar die plek genoem Peres Ussa tot vandag toe. Kom ons bid saam. Here, al wat ek kan vra is vanmôre is die teenwoordigheid van die Gees. Ek bid vanmôre dat U met U krag en die heerlikheid sal kom.
Dat U elke hart vanmôre sal verkoop en sal oplyn met dit wat U in ons lewens in hierdie jaar wat voorlê wil doen. Baie dankie Hemelse Vader dat U woord kragtig is en 'n skerp tweesnydende swaard wat skeiding maak tussen murg en been. Sal U dan net so vanmôre, Here, U wil en U doel bereik in almal van ons harte. Ek bid dit in Jesus se almagtige naam. Amen. Onder die jaar van 'n nuwe begin wil ek graag hierdie boodskap titel vanmôre Verandering in strategie. Verandering in strategie. Nou, ons het verlede week stil gestaan op die gedagte dat ons moet gryp na God se tyd. Dit was die tema van verlede week se boodskap. God het 'n tyd vir alles. En wanneer God se tyd daar is, dan moet ek en jy gryp om dit te doen wat die Here in daardie tyd in ons lewens wil doen. Nou, ons het in Jesaja 43 vers 19 gesien dat God vir Israel sê dat hy iets nuuts in hulle midde gaan doen en dat die tyd daarvoor aangebreek het, want die skrif sê, en nou sal ek dit doen, nou sal ek dit doen. So daar is 'n tyd by God vir alle dinge. Jy lees dit ook in die boek van een van die boek van die Prediker. Sien jy waar hy spreek? Ek dink is die 3de hoofstuk. Daar's 'n tyd vir alles onder die son. So God het 'n tyd vir jou lewe, God het 'n tyd vir my lewe, God het 'n tyd vir Dawid se lewe gehad, God het 'n tyd vir Moses se lewe gehad. Net so het God 'n tyd vir elkeen van ons se lewe. En ons moet oplyn met God se tyd. Ons moet inskakel by dit wat God nou wil doen, ongeag wat my kulturele agtergrond sê, ongeag wat my voorkeure is, ongeag wat my taalgebruik is, ek en jy moet inskakel by dit wat God wil doen. So moenie vanmôre weghardloop en sê, ag weet jy, ek sien nou nie kans om vir 8:00 in die môre hier by 'n diens te kom sit nie. Ag weet jy, 8:00 is nie so vroeg nie. So kom gerus. Of kom dan 10:00 by die Engelse diens. Nou oké is met jou, maar kom. So God wil iets doen en ek en jy moet inskakel en verstaan, dit is nou God se uur in hierdie tyd. Jeremia 29 vers 11 kom God en hy gee aan Israel die versekering dat hy hulle nie sal vergeet nie, al sou hulle vir daai 70 jaar in ballingskap gaan. Want na die 70 jaar, sê die Here, gaan ek julle terugbring en ek gaan doen wat ek wil doen, ongeag dit waarin julle nou is en ongeag dit wat jy beleef. En hy sê, ek wil aan julle 'n hoopvolle toekoms gee. Weet jy, God se belofte vir my en jou lewe is 'n hoopvolle toekoms. Ons kyk na Suid-Afrika en ons kyk na die chaos van die politiek. Ons kyk na die chaos in die wêreld wat daar aangaan. Maar ek en jy moet vanmôre verstaan dat ons hoop is nie net vir nou nie. Want Paulus sê, as ons hoop net op hierdie lewe is ek die beklaanswaardigste van alle mense. Ons hoop is in Christus om eendag vir ewig saam met hom te regeer as konings en priesters. So moenie vaskyk dat dit wat om jou gebeur nie. Ja, gebruik die tyd, koop die tyd uit om te doen wat jy nou kan doen en wat jy nou moet doen. Doen dit na die beste van jou vermoë om te bereik wat God wil hê jy moet doen, maar moenie jou hoop in hierdie wêreld plaas nie. Want in een oomblik kan dit verander. Miskien is jou lewe vanmôre al vir 'n geruime tyd so bietjie de mekaar. Is daar iemand vanmôre hier? Kom ons maak net die oë toe almal. Maak net gou die oë toe en dan gaan ek hierdie vraag vra. Is daar iemand vanmôre hier wat sê, hoorie, my lewe voel vir die afgelope tyd so bietjie de mekaar? Is daar so iemand? Daar gaan 'n hand op. Is daar nog hande? Jou, daar's 'n hele klompie hande. Nou kan jy maar jou oë oopmaak want jy het nou nie gesien wie se lewe is voel de mekaar nie. Okay. Julle, dis die tendens van hierdie lewe. Ek wil vir jou vanmôre sê, my lewe was nog nooit so de mekaar soos nou op hierdie ouderdom en wat God wil hê ek moet doen. En sê ek, Here, kon jy nou 'n bietjie vroeër daarmee begin het nie? Kon jy 'n bietjie vroeër met my gepraat het nie? Hoe, weet nou moet ek hierdie goed doen en ja, ek is nie meer so vinnig soos altyd nie. Buite in die loop. Ek praat van hier. Okay? So ons moet verstaan vanmôre dat God is nie bekommerd oor my nie. Hy het 'n doel waarin hy my gaan gebruik en God gaan my bekragtig en jou bekragtig om te doen wat hy wil doen. So miskien voel jou lewe vanmôre so 'n bietjie de mekaar. God het 'n belofte vir jou.
En hoor wat sê hy is hierdie belofte, want ek, wie praat hy? Want ek is God, want ek weet, daar's nie twyfel by God nie, want ek weet, watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, nou weet jy dis die Here wat praat, gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. So wat is God se plan vir my en jou lewe? 'n hoopvolle toekoms. Dalk ervaar jy nie vanmôre vrede nie. Dalk ervaar jy nie vanmôre 'n hoopvolle toekoms in jou lewe nie. Jy voel nie, jy weet nie vanmôre of jy nog hoop het nie, want soveel mense is in depressie verval en vasgevang. Iemand het my in hierdie week weer gebel, vroeg hierdie week om te sê, 'n dame wat ek laas jaar al gesien het, daai die ooste van Pretoria uit, en vir my gesê, hoorie, is daar 'n manier dat ek net weer met jou kan kom sit? Ek wil net weer deur hierdie goed werk, dat ek net seker maak my lewe is op trek en ek is op pad. Mense, ek wil vir jou sê, daar's duisende mense om my en jou wat God nodig het. Weet jy, om die waarheid te sê, ek en jy het ook God nodig. Ons het nie raad vir almal nie. Ons het dikwels nie eens raad vir onsself nie, behalwe dat die Here ons bron is. So kom by die Here uit, vra die Here. Die vraag is, en ek moet dit vir jou vra, dink jy daar's nog 'n toekoms in Suid-Afrika? Yes. Julle, met God is daar altyd 'n toekoms. Nee, maar pastoor, dit en dat en dit en dat. Julle, ons het vir meer as 10 jaar gebid vir herlewing, tot die Here my 'n visioen gegee het en ek gesien het, al daardie gebed gaan terugkeer omdat die kerk gaan ophou. Ons het 'n pad in hierdie berg uitgebou tot bo. Jy kom met houttrappe tot bo op die berg geloop het en daar te gaan bid. Daar was op 'n stadium oor die 300 voorbidders bymekaar wat gebid het vir herlewing. Jy was 4.500 mense wat hande gevat het hier in Rachel de Beerstraat tot by die Duikweg en gedraai het, een die kant toe en een daai kant toe, wat vir Suid-Afrika gebid het. Kerke het deelgeneem, gemeentes het deelgeneem. Ons het die forum hier onder, daai ou blou dak forum gebruik en meer as een keer 'n vol nag en 'n half nag van gebed daar gehou, wat die hele gemeenskap kon. Ons het elke woensdagoggend tussen 5:00 en 9:00 by die forum gebid, waar mense kon kom bid vir Suid-Afrika. Is hy gebed weg? Nee. God gaan iets in hierdie land doen, ek wil hê jy moet dit weet. Ek is baie bly, daar's 3 wat saamstem. Ek sê, God gaan iets in hierdie land doen, wat sy naam gaan groot maak. Ek wil weet, is jy in vir dit of is jy nie in nie? Wat is God se toekoms vir my en jou lewe? 'n hoopvolle toekoms. Wanneer God se kinders terugkeer na hom, en ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre, sal God na my en jou terugkeer. So wat is die sleutel om God se heerlikheid geopenbaar te sien in jou huis, in jou verhoudinge, by jou werk? Keer terug na God. Dis die sleutel. Kom ek lees dit vir jou. Jesaja 30 vers 15, en ek hoop sy nie julle het om daar agter, wie is daar agter op die bord? Mariska. So sê die Here, in terugkeer en rus, lê julle heil, julle verlossing, in stil wees en vertroue, bestaan julle krag. Maar nou is daar 'n naskrif. Maar, ek hoor nie, staan dit hier agter my, want ek kan die bord is af, so ek weet nie of hierdie een werk nie. Maar, julle wou nie. So wat sê die Here? In terugkeer en in rus is julle verlossing. In terugkeer en rus, in stil wees en vertroue, terugkeer en rus, stil wees en vertroue, om jou vertroue in God te stel, en nie in wat ek en jy sien, en wat ons ervaar en beleef nie. Lê julle krag, lê julle heil. God wil iets groots in ons midde doen. God wil iets groots in jou lewe doen. Hy wil iets groots in my lewe doen. En al wat ek kan doen is, ek kan net elke dag opstaan en probeer om by die Here te hoor, wat wil U hê moet ek doen, Here? En in daai proses begin inbeweeg, sodat God my voetstappe kan lei. Want weet jy, daar's 'n skrif wat sê, die mens beplan sy weë, maar God rig sy voetstappe. Okay?
God rig jou voetstappe. Ons kan beplan, ons kan alles doen, maar God rig die voetstappe. Wat is die sleutel in Jeremia of in Jesaja 30 vers 15, nou skryf wat ons nou net gelees het? Keer terug na God. Maar julle, daar's 'n tweede deel. Wag op God. Keer terug na God en wag op God. Julle, ek hoop julle almal bid. Wie van julle het agtergekom, dis makliker om te bid en aan te hou bly praat, as om stil te raak voor die Here en net te wag. Kom aan. Al wat jy doen is jy sit net daar. En jy wag vir die Here. Maar nou dink jy nie aan daai hoender wat op die braaier lê en al daai goed wat nou lekker is, en jy dink aan jou kar wat jy nou nie gekoop het, en ek wonder of jou boodskap is op my selfoon, en die jong mense, hoeveel likes het ek nou gekry nie. As jy op God wag, wag jy op hom. Jy wag vir die Here. En die Here sê, julle hoop, julle krag, lê in terugkeer en om op my te wag. Jesaja 30 vers 18 staan geskrywe, en daarom sal die Here met ongeduld daarop wag. Weet jy, God wag ook vir my en jou. Hy sê met ongeduld, daarom sal die Here met ongeduld daarop wag, om julle genadig te wees, en daarom, daar's 2 daaroms in hierdie sin, en daarom sal die Here met ongeduld daarop wag, om julle genadig te wees, en daarom sal hy hom verhef, om hom oor julle te ontferm. Welgeluksalig is almal wat doen. Ek hoor nie, praat maar met my, julle mag, maar dit is nou die nuwe jaar, en het nou baie daar by die huis gepraat, maar praat maar hier ook bietjie. Sê, wat sê die laaste deel van hy sin? Welgeluksalig, 3 keer gelukkig, tot die oortreffende trap sal jy geluk ervaar, wel gelukkig en salig, gelukkig, gelukkig, gelukkig sal jy wees, geseënd, geseënd, geseënd sal jy wees. Wanneer? Ek hoor nie? Wanneer jy op God wag. Nou kom ons draai die vraag om. Wie van julle wil graag wel geluksalig wees? Kom aan, laat ek sien. Ek wil. So wat moet ek en jy doen? Wag op die Here. Julle weet jy, ons het hierdie idee, alles is ons nou vinnig en alles is skits. As jy wil pannekoek bak, en vat jy 'n pakkie uit jou kas uit, jy hoef nie met die deeg eintlik aan te maak soos vroeër jare nie. Die mikrogolf is vinnig, en deesdae is daar hierdie ander fryers daar, wat mense het hierdie, ja, julle weet. OK. Alles is vinnig. En nou dink ons, as ons met God praat, spring Here. Dis hoe ons voel. Weet jy hoeveel mense kom by my en sê, weet jy, ag ek bid, maar die Here praat met my nie, en dan sê ek, hoe lank het jy gewag? Nee, hy het nou nie gewag nie. Hy het 10 minute gebid en 5 minute miskien daar gesit, of 3 minute, of dalk 5 sekondes. Dan verwag ons God moet met ons praat. Nee, julle. Wag op die Here. Hy het 'n antwoord vir jou vraag, hy het 'n antwoord vir jou situasie. Hy wil jou lei, hy wil vir jou sê wat jy moet doen. So wat is die sleutel in hierdie vers wat God vir ons gee? Almal wat op God wag, sal tot die oortreffende trap geluk ervaar. Met ander woorde, elkeen wie God eerste stel, elkeen wie God sy of haar bron maak, elkeen wie God hulle eerste prioriteit maak, elkeen wie die tyd uitkoop. Julle, hier lê ons probleem. Ek weet nie of julle agtergekom het nie, die tyd is supermin. 'n Mens het nie amper tyd om stil te word voor die Here nie. En dis eintlik nou net die ouers wat ek nou mee praat, want hulle het kinders op skool en glo my, dit gaan rof. Jy ry die hele dag. Jy's die hele dag besig. Maar by jou besigheid, al wat mense doen is hulle hardloop. Van die een plek na die ander plek, besig moet dit, besig moet dat. En die tyd om God te dien, raak al hoe minder. Jy moet tyd uitkoop. Dis hoekom Paulus daai jare al sê, koop die tyd uit.
As jy dit wil doen, moet jy tyd uitkoop. Elkeen wie die tyd uitkoop om God te aanbid en op hom te wag, hy sal ware geluk tot die oortreffende trap ervaar. In Psalm 100 kom Dawid en hy skryf die volgende woorde, en dit is Dawid se Psalm, ons is oortuig daarvan. Hoe ons die troon van God moet nader. So wanneer jy bid, sê Dawid, dis hoe jy dit moet doen. Juig voor die Here. Wie? O ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, die volk en die skape van sy weide, vers 4, gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang, loof hom en prys sy naam. Dawid sê, dis hoe jy moet begin bid. Nou kom ons wees eerlik, as ons gaan begin bid, dan het ons hemellysie, dis nie 'n Pick n Pay lysie nie, dis 'n hemellysie hier langs ons. OK? En al wat ons doen is hierdie versigtiging. Here, dit is so swaar. Ag, give me, help me. Do this, do that. Dawid sê, God gaan dit in elk geval doen. Maar wanneer ons in sy teenwoordigheid instap, kom in blydskap daar. Weet jy, dit is moeilik om te bid wanneer jy swaarmoedig is. So kry jou swaarmoedige gees onderworpe aan blydskap in die Here vir een eenvoudige rede. God gaan jou hoor. Ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar God antwoord gebed. OK? Hy antwoord gebed. Hoeveel keer in my lewe het ek gebid en vir die Here gevra, Here, help my met dit, en dan kom die Here met 'n antwoord en hy help my. Maar nie op my tyd nie, op sy tyd. En as jy terug kan sien, dit was nie die Here. Gaan sy poorte in met lof. Nou toe ek hierdie Psalm 100 lees, toe tref iets my skielik. En ek sien iets raak binne hierdie Psalm en skielik verstaan ek nie, hoe is Dawid in hierdie woorde wat hy praat, dit wat hy noem, hoe pas dit in die tydsomstandighede waarin Dawid hierdie Psalm geskrywe het? Wat wil ek hê jy moet verstaan? God kom en hy sê, alle nasies, hy sê die hele aarde gaan voor God kom. Nou julle die geleerde ouens sê dat van Psalm 90 af, dink ek, as ek nou reg kan onthou, tot en met Psalm 100, Psalm 100 is die laaste Psalm, praat oor die millennium heerskappy van Christus. Maar jy kan dit nie net tot dit beperk nie. Want Dawid praat oor Christus en dan praat hy ook oor homself. Die Here het tot my Here gespreek. En al die ander goed wat Dawid deurgegaan het, kom in sy eie ervaring en hy skryf rondom dit. So wat kom Dawid en wat doen Dawid hier? Hy sê, gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang. So waar kry 'n mens die poort en waar is die voorhowe in die Bybel? In die tempel of in die tabernakel. Is ek reg? So gaan God se tabernakel binne, gaan God se tempel binne, dan sê hy hoe. Maar daar's iets wat hier plaasvind in die geskiedkundige kant wat ek en jy vanmôre moet begryp. Dawid praat profeties. Toe Dawid begin regeer het, was daar nie meer, daar was nog nie 'n tempel gebou nie, jy moet dit verstaan. So in Dawid se regeringstyd was daar nog nie 'n tempel nie. Onthou, hy laat die tempel deur Salomo bou. So daar was nie 'n tempel nie. Maar die tweede ding wat ek en jy moet verstaan, so met ander woorde, daar was nie 'n tempel nie, daar was nie meer voorhowe en daar was nog nie voorhowe of 'n tabernakel se voorhowe wat hulle in kon aanbid het nie. So wat praat Dawid van die voorhowe? Wat sê hy hier? Omdat God se priesters in die dae van Eli, daar was nie, ek wil jy moet dit verstaan, in Dawid se tyd was daar nog nie 'n tempel nie en die tabernakel van Silo was ook nie meer gewees nie.
So is 'n neutrale tyd met betrekking tot aanbidding in die geskiedkundige deel van Israel se lewe. So wat sê Dawid? Hy kom en hy sê hierso, daar was nie meer 'n poort nie, daar was nie meer in God, jy kon nie in God se teenwoordigheid deur die poort stap nie en deur na die voorhangsel toe beweeg nie, want daar was nie 'n tempel nie en daar was ook nie meer 'n tabernakel nie. Hoor wat sê Asaf in Psalm 78 vers 60, en hy, dit is God, het die tabernakel in Silo prys gegee, die tent wat hy opgeslaan het onder die mense. So wat gebeur hier? In die dae van Eli het God sy teenwoordigheid verwyder uit die tabernakel wat in Silo gestaan het. So met ander woorde, wat sê die Here vanmôre vir ons hier? In Josua 18 vers 1 sien ons dat Israel die tabernakel van Moses, waar God in hulle midde in die heiligste der heiligste deel gewoon het, elke dag gewoon het, in Silo opgerig het, nadat Israel die beloofde land Kanaan bereik het. So deur die geskiedenis van die 40 jaar in die woestyn, het die tabernakel van Moses oralste saam met hulle gegaan, totdat hulle deur die Jordaan getrek het, totdat Joshua die land Kanaan in besit geneem het. Toe vat Joshua daai tabernakel en hy slaan hom in Silo op as 'n meer permanente tabernakel wat nie weer afgebreek sou word nie. En hy sit die ark aan. So kan jy sien, dieselfde tabernakel van Moses staan ook in Silo. Maar hy's meer permanent, want in Eli se tyd praat hy van die deure van die tempel is oopgemaak. En hy noem dit daar 'n tempel. Hy sê hierso in Josua 18 vers 1, daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel in Silo byeengekom en daar die tent van samekoms, die tabernakel opgeslaan, aangesien die land voor hulle onderwerp is. Die oomblik toe hulle Kanaan in besit neem, toe slaan hulle die tabernakel van God binne in Kanaan in Silo op, vir God se teenwoordigheid in Israel. In Josua 19 vers 51 verklaar dat hulle voor hierdie tempel, voor hierdie tabernakel se deure gesit het en die erfporsies verdeel het en elke stam sy plek gekry het wat verdeel was. Die grense was vasgelê terwyl God se teenwoordigheid nog daar was. Maar wat gebeur hier? God vat hierdie voorreg weg. Hoekom? Want sy priesters, die Bybel sê hulle het gehoreer in die tempel. Maar hulle het God se offervoorskrifte wat daar was, verontagsaam. Hulle die volk afgepers vir die beste vleis. En Hofni en Finehas was nie priesters werd nie. Maar hulle is Eli se 2 seuns wat moes opgevolg word. En dan gebeur daar iets in 1 Samuel 4 vers 11. En die ark van God is ook geneem, en die 2 seuns van Eli, Hofni en Finehas, het gesterwe. So Israel kom in geveg teen die Filistyne, presies die mense wat ons nou van gelees het wat Dawid teen veg. En hulle, terwyl hulle in daardie oorlogsplek inbeweeg, besluit Hofni en Finehas, hulle gaan die ark uit die tabernakel uithaal en hulle gaan dit in die laar bring, want as die ark in die laar is God se teenwoordigheid daar, dan gaan die Filistyne hulle niks kan doen nie. Maar dit werk nou nie heeltemal so nie. God is nie ekstern nie. God soek die wat hom aanbid. En Hofni en Finehas het God nie aanbid nie. En die oomblik toe hulle in die Filistyne met die ark inkom, toe vat die Filistyne hierdie ark in besit en hulle verslaan Israel en Hofni en Finehas beide sterwe. Wat gebeur toe? Die oomblik toe Eli wat voor die deur van die tempel gesit het, dit hoor, toe val hy agteroor en hy breek sy nek en hy sterwe. Omdat die ark van God weg is. Maar hierdie nie stop nie daar by die tempel se voordeur nie, dit gaan in die tempel in of in die tabernakel in.
En Hofni se vrou, Finehas se vrou, een van hulle twee se vrouens is swanger. En die oomblik toe sy die nuus hoor, sê die Bybel, gaan sy in kraam. En al wat in daai vrou se gemoed was, hierdie naam, hierdie kind se naam, sal Ikabod wees. En sy bring hierdie kind in die lewe en sy roep uit, Ikabod. En wie van julle het al die Afrikaanse spreekwoord gehoor, Ikabod? Bietjie ou spreekwoord, jong mense sal hom nie ken nie. Maar Ikabod beteken, die heerlikheid van God het ons verlaat. Daai vrou kom tot die bewustheid, deur haar man se toedoen, hy wat die priester behoort te wees, het gefaal in hierdie proses. En sy weet in daardie oomblik, sy is nie bekommerd oor sy dood nie. Sy is bekommerd oor die ark, wat uit Israel se midde weggevoer word. Sy was bekommerd oor die heerlikheid van God, wat Israel sou verlaat het. Want die ark is daar nie meer nie. So die lof in die poorte van Silo het verdwyn, toe Dawid hierdie lied geskryf het. Die stem van aanbidding het opgehou, omdat God Silo verlaat het, en vir jare kom die volk in die tabernakel van Silo byeen, maar God is lankal nie meer daar nie, omdat die ark op 'n ander plek gaan staan het. So kan jy sien, kind van die Here, ons kan binne in die kerk sit. Jy kan binne in 'n gemeente wees, maar God se teenwoordigheid is nie noodwendig altyd daar nie. Hoeveel keer het ek in 'n kerk ingestap en dan stap ek net so leeg daaruit soos wat ek daar ingekom het. Hoekom? Want God is nie daar nie. Sy Heilige Gees is nie daar nie. En ek moet vanmôre verstaan, hier is 'n tabernakel wat oorgelaat is 'n struktuur, maar God is nie teenwoordig nie. So hulle kan nie aanbid nie. Hulle kan nie voor God kom nie. Hulle kan nie vergifnis vir hulle sonde kry nie. Ikabod is gebore. God se heerskappy of God se heerlikheid het verdwyn. 40 jaar. Julle, hoe lank is 40 jaar? Dink bietjie self hoe oud jy nou is en hoe oud is 40 jaar van daai ouderdom. As jy nou, wie is nog nie 40 nie wat hier sit, het ek sien. Hier is 'n hele klompie. Julle kan bly wees hoor. Solank soos julle lewe, is daai ark nie op sy plek nie. 40 jaar. Maar en ek wil eintlik die Engelse woord gebruik, die sadste van alles. God se koning, Salomo, regeer vir 40 jaar. En vir 40 jaar kom Salomo nie agter dat God se heerlikheid in die volk weg is nie. Daar word nie offers gebring nie. En die beste van alles is, hierdie ark kom terug nadat die Filistyne dit gevat het, want God sort hulle self uit. En hulle stuur hierdie ark weg van Bet-Semes af. Die mense van Bet-Semes, toe die ark daar aankom, getrek deur 'n koei wat 'n kalwer gehad het, met 5 goue geswelle, wat hulle op daardie plek gesit het om boete te doen in hulle afgode, en te sê, ons onderwerp ons aan die God van Israel, want ons kan nie langer hier bly nie, want Dagon het omgeval, sy kop het afgebreek. Hulle het siek geword, alle goed tref hulle, en hulle besef, die ark kan nie hier bly nie, en hulle stuur dit terug, en hier kom die ark aan, en die mense van Bet-Semes, in hulle warboel, kom hulle en hulle kyk na hierdie ark, en die Bybel sê, 'n klomp van daardie mense sterwe, net omdat hulle gekyk het na die heerlikheid en die heiligheid van God, wat in daardie ark is, en Bet-Semes se mense skrik oor die heerlikheid en die heiligheid van God, en hulle sê, die ark kan nie by ons bly nie, dit gaan almal van ons uitroei, stuur die ding weg.
Hoeveel keer stuur ek en jy nie God se heerlikheid weg, sy gees nie weg nie? Hoekom? Want dit pas nie by my kultuur in nie. Ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. Ons weet nie hoe dit werk nie. Ons snap dit nie. Ons pas dit verby. Wat 'n voorreg het Betsemes gehad. God kom in sy heerlikheid op daardie ark terug, kind van die Here, maar hulle wil nie God in hulle midde hê nie. Wat gebeur daar toe Jesus ook daardie duiwels in die varke uitdryf? Toe sê die gemeenskap, asseblief Here, laat hierdie varke tog net doen net wat hy wil, maar gaan net weg van ons af. Hoeveel keer wys ons nie Christus af nie? Hoeveel keer wys ons nie God weg as hy met ons praat nie? Die Here sê nie, ek en jy moet vanaand of vanmôre verstaan. 40 jaar is hierdie volk sonder die Here se teenwoordigheid. Wat gebeur hier? In 2 Samuel 5 begin die volheid van God se gedagtes en God se plan in Dawid se lewe in vervulling kom. En die Here salf Dawid nie net oor Juda nie. Hoor wat sê vers 1. Toe kom al die stamme van Israel na Dawid in Hebron. En hulle spreek en hulle sê, hier is ons, u been en u vlees is ons. Die hele Israel, al 12 stamme, onderwerp hulle aan die koningskap van Dawid. En God se woord word 'n werklikheid oor Dawid se lewe. Hy word koning oor Israel. Kyk hoe lank het dit gevat. Hy's 30 jaar oud toe dit gebeur het. Hy was 17 jaar oud toe God hom geroep het en toe hy Goliat verslaan het. In 2 Samuel 5 vers 19 staan. Net voor ek dit vir jou lees. Die oomblik toe Dawid koning word oor die hele Israel. Toe besluit daai selfe Filistyne wat die ark gevat het. Ons kan nie toelaat dat hierdie volk in eenheid staan nie. En hulle trek uit om teen Dawid te veg. Maar kyk wat doen Dawid, die oomblik toe die Filistyne teen hom kom. Vers 19. Toe het Dawid die Here geraadpleeg en gesê, moet ek optrek teen die Filistyne, sal u hulle in my hand gee. So wat sê Dawid? Ek is afhanklik van God. Sal u Here, moet ek optrek? En as ek optrek, sal u aan wie die eer toekom, wie die krag het, wie die vermoë het, sal u hulle in my hand gee. Dawid was 'n uitstekende vegter. Hy was by uitstek seker die beste militêre persoon in daardie jare. Maar Dawid kom nie en hy sê, Here, ek gaan hulle vat nie. Hy sê nie, die Here is u sin. Ek kan hulle nie oorwin nie. Ek kan hulle nie verslaan nie. Maar sal u dit doen? Hoeveel keer is ek en jy nie in so 'n kwessie in ons lewe nie? Ek wil jy moet verstaan, laat God toe om God te wees in jou lewe, want dis wat Dawid hier doen. Hy erken die Here se krag, hy erken die Here se teenwoordigheid. Hy is afhanklik van God. En wat sê die Here? God sê ja. En die Bybel sê, en Dawid trek uit en hy verslaan die vyand. Wat noem hy die plek? Baal Perasim. Wat beteken Baal Perasim? Possessor of breaches. Lord of the breakthrough. So as jy 'n deurbraak in jou lewe soek, God wil hê, wag op hom. En hy sal vir jou 'n deurbraak gee. Die deurbraak wat hy wil gee. Hoekom noem hy dit Lord of the Breakthrough? Want hy sê ek het deurgebreek soos water deurbreek. En die Filistyne vlug en hulle los hulle afgode daar. En die Bybel sê en
Die Afrikaanse vertaling lyk dit of Dawid dit opgeneem het en saam met hom gevat het. Die Engelse vertaling sê, hy het dit gevat en dit verbrand. So wat sê daai skrif? Dawid erken hier dat God die enigste God is wat lewe. En hy verwyder hierdie afgode uit daai omgewing uit en hy gee dit 'n naam en hy sê God het deurgebreek. Maar ek wil hê jy moet my nou mooi volg. Die oomblik toe hy die Filistyne verslaan, toe herposisioneer die vyand hulle weer 'n keer. Dieselfde Filistyne, die wat oorgebly het teen Dawid. Ek en jy moet vanmôre verstaan, daar sal konstant aanslag in jou lewe wees. Daar gaan konstant aanslag in jou lewe wees. Nou kom hulle het hulle weer geposisioneer, hulle is nou weer daar in die dal van Gibeon, en dis eintlik waar die ark gestaan het, is hierdie klomp Filistyne bymekaar. Nou die Here het vir hom net nou gesê, trek uit teen hulle, en hy verslaan hulle. Wat doen Dawid nou? Wat sou ek en jy gedoen het? Die Here het ons nou gesê, verslaan hulle, ek gee hulle in jou hand. Maar hier herposisioneer hulle. Kom ek lees vir jou. Wat gebeur vers 23? Toe raadpleeg Dawid, en ek wil die woordjie weer daarin sit. Toe raadpleeg Dawid weer die Here, want hy het hom net nou ook geraadpleeg. En hy sê, jy moet nie optrek nie. Wat het hy nou vir hom gesê? Trek op. Nou moet jy verstaan wat hier gebeur en volg my asseblief, want ek gaan nou die boodskap na dit vat wat die Here met jou wil deel vandag. Toe raadpleeg Dawid die Here en hy sê, moet nie optrek nie, maar. So met ander woorde, God sê nie vir hom, moenie teen hulle gaan veg nie. God sê vir hom, moenie jou vorige strategie weer deurvoer nie. Moenie teen hulle optrek soos jy die vorige keer teen hulle opgetrek of uitgetrek het nie. Maar, wat sê hy daar? Trek agter hulle om en val hulle aan vlak voor die balsembosse. En as jy die geruis van voetstappe in die toppe van die balsembosse hoor, moet jy wat doen? Gou maak. Want dan het die Here voor jou uitgetrek om die leer van die Filistyne te verslaan. Wat sê God vir Dawid hier? Hy sê, Dawid, ek het net nou vir jou gesê, trek teen hulle op, jy het hulle verslaan, hulle het hulle geherposisioneer, nou sê die Here, maar moenie dieselfde strategie volg, as wat jy daar gevolg het nie. Draai weg van daai strategie af, en volg 'n ander strategie. Moenie van vooraf teen hulle aankom nie, maar gaan nou agter hulle om, en kom van die kant af, waar hulle dit nie gaan verwag nie. En wanneer jy by die balsembosse kom, moet jy weet, dis die plek van kontak. Wag by die balsembosse. Moenie oorhaastig wees nie, want ek gaan iets in jou midde doen. Maar wanneer jy my voetstappe, die voetstappe van die engeleleerskare, wat jy nie met jou oë kan sien nie, wat ek vir jou gaan stuur, wanneer jy hulle voetstappe in die balsembosse hoor, maak gou, want dan trek ek voor jou uit. So wat sê die Here vir Dawid? Dawid, moenie op jou eie krag staat maak nie. Ek het jou strategie verander. Maar soos wat jy van my afhanklik was by die eerste keer, moet jy van my afhanklik wees in die tweede keer. Wag op my, want wat gebeur met die wat op God wag? Elkeen wat op God wag, sal nuwe krag ontvang. Hy sal opvaar soos 'n arend met die vleuels van 'n arendkind van die Here. So die Here sê vir hom, ek gaan jou help, maar ek wil betrokke wees. Ek sal deurbreek, so wanneer jy my voetstappe hoor, moet jy weet ek is naby, breek deur.
En dan kom Dawid en hy noem hier die plek wat hulle deurbreek, gee dit 'n naam. En dan versamel hy 30,000 van sy uitgesoekte manne vir een eenvoudige rede. Dawid kom agter, God is met hom, en Dawid kom agter, ek kan nie hierdie volk lei sonder God se teenwoordigheid in my lewe nie. Ek kan nie hierdie volk lei sonder God se teenwoordigheid op 'n plek waar hulle by mekaar kan kom, vergifnis van sonde kan kry, sy naam kan aanbid, sy poorte kan ingaan met lof en die Here aanbid nie. En daar is nie so 'n plek nie. En wat doen Dawid? Dawid besluit die tyd het aangebreek om vir 40 jaar, dit wat 40 jaar terug te gebeur, nou te herstel. Die Filistyne is verslaan. Ek het hulle afgode vernietig en nou ek het deurgebreek deur die krag van God en nou is die uur daar om die ark te gaan terughaal. En wat doen Dawid? 'n edele gedagte. Hy bou 'n nuwe wa. Hy kry 'n nuwe wa wat nog niks op vervoer het nie. En hy gaan haal God se ark. En hy span 2 osse in voor hy ark. En die Bybel sê, en hulle speel voor die ark, en hy's bly, en hy's dankbaar, en hy juig voor die Here, want hy het op 'n plek gekom, wat hy God se teenwoordigheid in Israel kan terugbring, dit wat hy nou verstaan, hierdie land kan nie sonder God gaan nie. Dan sê die Bybel, daar's 2 manne, een wat voorgeloop het, en een wat agtergeloop het. En skielik struikel die een os. En dit lyk of die ark van die wa af gaan val. En Ussa in sy menslikheid steek sy hand uit om die heerlikheid van God te wil keer. En op die oomblik sterf hy. En hy laaste vers wat ek vir jou gelees het in vers 8 sê, en Dawid is ontroerd. Hy is kwaad vir God. Here, dis 'n nuwe wa. Ek wil die heerlikheid, U weet my hart, U ken my hart, U ken my verhouding. Hoe het U 'n skeer aan Ussa gebring? En Dawid sê, ek kan hierdie ark in my huis in laat gaan nie, want ek sal sterwe. En hulle laat die ark wegdraai na Abinadab se huis toe. En ek het gaan kyk, hy's nie 'n hoëpriester nie. Hy's nie eens 'n priester nie. Hy's dalk uit die stam van Levi. En hulle stel sy seun Eliezer aan om oor die ark te waak in sy huis. En vir 40 jaar staan daai ark daar. En Dawid gaan haal hom. Hoekom sterf Ussa? 3 maande spandeer Dawid in God se woord. En toe kom hy agter, waar lê die probleem? As nêrens 'n voorskrif in die Bybel dat die ark op 'n wa vervoer moet word nie. Maar die ark, God se teenwoordigheid, God se heerlikheid, moet altyd op die skouers van die priesters gedra word. En die oomblik toe Ussa sy hand uitsteek, het God dit as 'n rooi lig vir Dawid gegee om te sê, Dawid, dis nie jou voorskrifte wat belangrik is nie. Dis nie jou strategieë wat belangrik is nie. Dis nie net jou beplanninge wat belangrik is nie. Al is jou motief reg. Volg my voorskrif. En wat is God se voorskrif? Hy soek sy gees op die skouers in die mens wat hy liefhet. Die kerk, ek praat van die globale kerk, dra dikwels die heerlikheid van God op nuwe waans.
Die van God moet op my en op jou skouers wees as ek in hierdie kerk instap. Sy gees, sy teenwoordigheid. En die oomblik toe Dawid sy strategie verander en die Filistyne in sy totaliteit onderwerp, toe verstaan Dawid een ding: ek moet die ark terugbring. En die Bybel sê, die Lewiete opgelyn en die priesters opgelyn, en hulle die ark gaan haal volgens God se voorskrif, en nadat hulle 6 tree gegee het, hulle die ark, het hulle offers aan die Here gegee, en toe breek hulle uit in 'n absolute lofprysing en aanbidding, omdat hulle God se metode gevind het om sy heerlikheid in Israel weer eens terug te bring. En vir 40 jaar onder die heerskappy van Dawid is God eerste plek in Israel. Is ons nie vandag in Suid-Afrika daar nie? Is ons nie vandag in hierdie gemeente daar nie? Ek is te bang om iets te doen buiten, om op God te wag, sodat die Here sy heerlikheid kan deurbreek. En hierdie boodskap is 'n ou boodskap, maar die kerk moet strategie verander, as ons Suid-Afrika vir Christus wil wen. Ons ou metodieke van vooraf aanval gaan nie help nie. Ons moet God se strategie vir nou kry. Ek wil afsluit met getuienis. 'n Man wat daar in die disipelskapgroep sondaande is, hy's 'n besigheidsman, ook daar uit die ooste kant van Pretoria uit, bel my Vrydagoggend en hy sê vir my, hoorie, is jy by die groot kerk? Ek sê, ja, ek is by hierdie kerk, ek sit hier waar my kantoor is. Daar by die plot is dit 'n klein kerkie. So hy vra altyd 'n groot kerk en 'n klein. Ek sien, dis reg, Johan, wat wil jy doen? Nee, kan ek jou kom sien? Maar gaan nie baie van jou tyd, net 30 minute. Nou ek weet as Johan my kom sien, 30 minute kan maklik 'n 30 in 'n uur raak. En ek moet nog my voorbereiding klaar kry, ek is besig om my opleiding klaar te kry. Ek sê, nee, kom. En hy stap hier in, en ek sien hy ry in, en hy kom nie aan my kantoor toe nie, en ek staan naderhand op om te gaan kyk, waar is hy, en ek loop hier in die auditorium, en hier staan Johan, saam met 'n AGS pastoor. Ek weet nie of, dink sy naam is Olaf, of hy betrokke is by Judea Harvest, die tentbediening waarby ons baie mee gedeel het in die verlede nie. Ek stap hier in, en hulle kyk na die kerk, en ek sê, ons praat so, en ek sê vir hom waarmee ons besig is, en wat die Here besig is om te doen, en dat die Here vir my gesê het, die omgewing het leeggeloop met ons mense. Ons moet die omgewing bereik met die wat God nou hier gesit het. Hy sê vir my, Henry, ek het 'n groot AGS gemeente gehad, reg langs RAE in Johannesburg. Hy sê, daar het 'n dag aangebreek. Toe ek om my kyk, toe sien ek, al my mense in my kultuur is weg. Hulle het geëmigreer, hulle het Kaap toe verhuis, ander dele in Suid-Afrika verhuis. Daar is nie meer van ons mense om hierdie diens in Afrikaans te hou nie. Hy sien die Here praat met my en hy sê vir my, bereik die nasies. Hy sê, ek gaan kyk, en hy so in 'n jong pastoortjie, en hy sê, kom hier. En hy begin hom oplei. En hy en hierdie jong ouetjie begin bedien. En hulle draai die hele Afrikaanse kerk na Engels toe. En binne enkele maande daarna, toe is daar oor 1000 mense in daai kerk wat Jesus vind. Dit gaan nie oor ons velkleur nie. Dit gaan oor God se koninkryk. So ek wil vanmôre vir jou vra, verander strategie. As God sê, doen dit. En verlede jaar het ek gevoel, die Here sê vir my, verander
jou strategie. En ek het die leierskap bymekaar gemaak, die visie met hulle gedeel. Ouers het ingekoop, ons het julle almal die gemeente gesien daaroor. En op die 1 Maart, as die Here ons lewe spaar, gaan ons die veranderinge implementeer. En weet jy wat is kwaai? Die 1 Maart het ek hierdie gemeente hier geplant. In 1993. So God is in beheer. Maar verander strategie. En wat moet ek en jy doen? Kry die heerlikheid van God op jou skouers, in jou lewe. As jy instap en jy groet 'n ou, en die ou het nog nie die Here gevind nie, moet hy sommer omval. Weens die krag van die Here. Nee pastoor, dit kan nie gebeur nie, glo my. Ek het al vir my dame wat my klavier gespeel het, ek het sommer so gestaan, net ek my hand so op om haar te seën, toe val sy bo van die stoel af. Ek het gesien hoe 35 ouens in een slag voor die Here nie kon staan nie. In Zimbabwe het ek gesien hoe die 400, 500 mense die Heilige Gees op een slag ontvang. Die krag van God so teenwoordig is, dat jy amper nie op jou voete kan bly staan nie. God wil my en jou gebruik in hierdie dae. Kom ons buig ons hoofde in aanbidding. Ek wil vanmôre vir jou vra, begeer jy God se teenwoordigheid in jou lewe? Gaan nie vir jou vra om op te staan nie, gaan vir jou vra, daar gaan 'n hand op. Is daar nog iemand wat sê, ek begeer God se teenwoordigheid in my lewe? Ek begeer Dawid se gesindheid in my lewe. Ja, Usa sterwe, maar God is in beheer. God het voorskrifte, en sy voorskrifte is, elkeen wat op my wag, sal toebedeel word met sy krag. Hierdie kerk moet terugkeer na gebed toe, waar ons God se aangesig soek soos in die verlede, en bid vir dit. Kom ons staan op ons voete. Here, as U vir ons sê, kom wag op my, dan sê U vir ons, Here, soos wat Dawid gemaak het, kom voor die Here. Vra die Here. En Here, Dawid roep in Psalm 100 uit, dat alle nasies, alle volke, alle tale, die hele aarde, God moet aanbid. En hoe kan hulle in God glo as hulle nie gehoor het nie? En hoe sal hulle hoor, as daar nie een is wat preek nie, as daar nie een is wat vertel nie? Here, hier buite rondom ons is daar duisende mense. Hulle is nie in 'n kerk nie, hulle ken U nie, hulle het U nog nooit ontmoet nie. En U het hierdie kerk hier gesit met 'n plan. Want Here, ek het nie hierdie kerk hier kom bou op my eie krag nie. Ek het bo op die berg gebid, Here, een môre 5 uur, in daardie tyd, Hemelse Vader, ons het grond in Montana gehad, U ken die hele verhaal. Daardie oggend het die Here vir my gesê, verkoop daardie grond en bou hier, want dis waar ek jou gaan gebruik. En Hemelse Vader, U het alles hier gesit, kontant in hierdie kerk, ons het nooit 'n rand geleen om hierdie kerk te bou nie, want ons het net in geloof opgetree. Ons staan weer, Here, op hierdie pad van geloof, waar net U 'n deurbraak kan gee. En ek wil vra, Here, help ons dat die afgode van die omgewing onderworpe sal word en onderwerp sal word in die naam van Jesus. Help ons om te beweeg wanneer ons hoor God beweeg en wanneer ons sien God beweeg, sodat ons, Here, agter U kan loop en nie voor U nie. Sal U, Here, Acacia en hierdie onmiddellike omgewing, Here, aan die weste kant, aan die noorde kant, aan die ooste kant en aan die suide kant vir die Here bereik, in Jesus se almagtige naam. Doen U, Here, wat U wil doen, tot U verheerliking. Dankie vir almal wat vanmôre gesê het, Here, ek het U heerlikheid nodig, ek begeer dit. Sal U gee dat hulle op God wag, om U heerlikheid deelagtig te word. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Gaan in sy vrede en liefde en die Here seën jou. Drink 'n koppie koffie saam en kuier so 'n bietjie hier agter asseblief. Baie dankie. Of hier voor in die aangangsportaal.